die liedjie van Oom John wat hy altyd sing, I'm amazed, nee? Ek is verwonderd oor die Here en ek is opgewonde oor die Here, want hy het gekom en hy het in sy volheid het hy in ons kom woonplek maak. En nie een van ons hoef terug te staan nie, om as die Here iets op jou hart lê, om dit met enige iemand te kan deel nie. Want dit is nogal, as oom Pieter nou voor my voorgestaan het, dan is dit nogal intimiderend, nie? Maar die Here sê vir my, dieselfde Gees is in my, en dieselfde Gees en die volheid van God is in elke een van sy kinders. En dit is 'n voorreg om hier te kan staan en te weet, Here, hier's niks in myself wat ek kan deel met hierdie mense sê. Maar U in die volheid is hier en U het nog soveel om vir ons te kan gee. Ek moet praat oor God wil hê dat jy disippels moet maak. En ek het gedink, waar begin dit? Hoekom sal God so 'n opdrag gee? Maar God gee nie net die opdrag nie, hy het begin deur homself te gee. Hy het sy seun gegee en hy het sy seun gestuur, Jesus Christus. Want die woord sê vir ons, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun ons kan gegee het, gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, dat ons saam kan kom in die eenheid waarvan Heerden Vrydag aand gepraat het, en baie van ons, en dank die Here vir sy groot genade, dat hy ons geroep het, om saam met hom in die eenheid in te kom. So ons kan sê, Jesus was die eerste gestuurde, die eerste sendeling, en hy het in 'n donker wêreld ingekom, want toe hy hier inkom, dit het gelyk, daar was 'n skyn van dit gaan goed met die mensdom, want daar was die fariseërs, daar was kerkmense van daai tyd, maar eintlik toe kom Jesus en hy wys vir almal na hoe lyk die mens regtig? Wat gaan regtig in die hart van die mens aan? En hy kom ontbloot, hy kyk verby dit wat 'n mens kan sien, en hy wys vir hulle diep in hulle harte. Hierdie Jesus het gekom en hy het 'n anderste gesindheid gehad. En daarom kan ons vandag ons het Jesus ontvang, want Jesus het vir ons raak gesien. Hy het ons aangeraak. Hy het nie soos die fariseërs van daai tyd verby die eenvoudige mense, verby die arme mense, of die mense van die ander nasies, die heidene gekyk nie. Hy het aangeraak, hy het genees, hy het mense ontmoet, hy het mense kom vertel van die koninkryk van sy Vader. En dis hoekom ons kon antwoord op hierdie groot Jesus. Ons kon nie anders as om ja te gesê het nie. En ek is in 'n verwondering en ek is opgewonde en as die Here dit nie gedoen het nie, as hy nie vir ons so lief gehad het nie, as hy vasgekyk het teen wie ons was, dan het hy nie gekom om vir ons te kom red nie. Hy het verby dit gekyk en sy liefde het hom gedring. En vandag kan ek en jy gered wees. So hy was die eerste sendeling. Nou ek wil sommer daai een ouetjie wat nou eerste opgestaan het, nie? Jy's 'n kind van die Here, jy het gesê ek is gebore gister. Is hy nog een of tog so twee wat een miskien wat lankal 'n kind van die Here is en een wat nou gister eers by die Here uitgekom het. Kom jy kan maar vorentoe kom. Ek het 'n foto van 'n ander sendeling wat ook 'n belangrike sendeling was. Jy kan maar net hier staan. Wat ek net vir hulle wil wys. Wie het nog vir die Here uitgekom? Kom julle mos gejump het op so spinats. Een van die dames, 'n dame. Daar sy. Nou ek gaan gou eers vir haar wys en dan gaan ek vir julle die foto wys van hierdie sendeling. 'n baie belangrike sendeling wat God ook gestuur het en gebruik. Ek gou vir jou eerste.
Ek gaan nou vir jou vra, wat het jy gesien? God wil hierdie sendeling gebruik. Sê gou vir hulle, wat het julle gesien? Sê gou vir hulle, 'n nuwe mens? Is dit hy sendeling? Nee. Wie was die sendeling? Sy het 'n nuwe mens gesien. Wat het jy gesien? Ek het God gesien. Goed. God. Ja. Here Jesus het ek gesien. Sjoe. Hy het God gesien. Ek het die beeld aan my Vader gesien. Sjoe. Hy het die ewe beeld van sy Vader gesien. Weet julle wat het hulle gesien? Hulle het 'n nuwe mens gesien. Jy moet gou die slide so. Hulle het 'n foto, nie van iemand anders gesien nie. Hulle het die spieelbeeld van hulle self gesien. Maar nie die ou self, elkeen het 'n nuwe self gesien. God sê, jy is sy sendeling. Hy het gekom en sy liefde het hom gedring na die wêreld toe. Ons het gehoor, ons het ontvang en nou vandag stuur hy vir jou uit as sy sendeling in hierdie donker wêreld in. Wat 'n wonderlike voorreg. En dis nie net enige mensie, hy ook op die punt het gesê, ek het God gesien. Hy het God in homself begin sien. Die ewe beeld van God, the image of God. God het kom herstel bring in 'n lewe. Jy het gesien? Wat het jy gesien nou weer? Jy het gesê het God gesien en jy het? Ewe beeld, daar is dieselfde, ja, en 'n nuwe mens, dankie. En as jy kom kyk, dan gaan jy ook dieselfde sien. Jy is God se sendeling. Ons sou nie gekom het en ons sou nie gewees het God se sendeling as God ons nie geroep het nie. God het gekom en hy het sy disippels geroep. Hy het gesê, Matteus, kom. En so het hy vir elkeen van sy disippels geroep. En hulle het alles gelos en hulle het hom gevolg. Elkeen van ons is geroep. En nou gaan ons hom volg. Dan moet ek eers kyk wat er. Nou gee die Here vir jou daai opdrag, gaan en maak disippels. God het jou geroep. En nou baie mense wat geroep is, soos die disippels, hulle het alles gelos en hulle het hom gevolg. So hulle het hulle werk gelos en hulle het hom gevolg. Maar die Here roep nie almal om alles net te los en na die sendingveld iewers te gaan nie. Hy roep jou om daar waar jy is, 'n verskil te maak. Om daar waar jy werk, Pieter het nou daarby aangeraak, want jy kan nie die wandel met God losmaak van dit nie, want wandel met God is daar waar jy werk. Daar moet jy gaan en sy lig vat. Daar moet mense 'n verskil in jou lewe kan sien. Dit is ook nie, soos baie mense kom by die Here en hulle is Sondag, is hulle Christene, en soos wat ons kerkpaadjies uittrek, dan trek ons ook ons Christenskap uit. En dan trek ons hom weer Sondag aan nie. Hy het ons geroep vir 24 uur 'n dag. 24/7 moet ons hom verteenwoordig. As ons die beeld van God, as ons soos nuwe mense hier op die aarde, as ons, ja, hulle tweekies het ons so naby gesê, sien hy, moet mense God kan sien, want Jesus Christus loop nie meer self hier op die aarde nie. Hy moes gaan, sodat hy sy gees kan gee, sodat elke gelowige kan gaan. Ek kan nie wees waar my broer Nashville is nie. Ek is in Wellington, dan gaan ek Parel toe, ek is tussen my familie, tussen die mense daar.
Daar waar jy is, waar is jy? In Tilbag? Portugal. In Portugal. Daar moet jy jou lig laat skyn, so die Here kan oral wees, deur elkeen van sy kinders. Om Jesus te volg, ons het klaar gehoor, dit kos 'n prys. Jy gaan moet dinge opgee, as jy daar buite kan kom, want die Here sê vir ons, in Matteus 16 vers 24 en 25 sê hy, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En nou baie keer in die verlede het ons dit verwar met kruis opneem. O, ek dra die las van my familie. O, die stout kind van my, dis my kruis wat ek dra. Maar kruis dra in die ou dae of in die Ou Testamentiese tyd het die mense met 'n kruis geloop om te sê hulle gaan nou sterf. Soos wat ons nog geleer het van haar sê dit altyd so 'n bietjie sterker is die ek moet vrek. Ek moet doodgaan sodat Christus in my kan opstaan en kan leef. Dit wil sê ek moet my wil moet ek neerlê en sê Here, tot nou toe het ek my lewe geran soos wat ek my lewe wil ran. Ek wil dinge doen soos wat ek wil. Maar Here, nie meer my wil nie, U wil. My drome, ek het drome gehad. Here, nie meer my drome nie. Wat is U droom vir my lewe? My planne? Nee, ek wil vir julle sê, ek was op 'n stadium in my lewe, was dit vir my, ek het gehou van organise, my eie lewe en miskien mense rondom my. En as dit nie uitwerk soos wat ek wil hê, dit moet uitwerk nie, dan is my dit val alles net daar, my hele lewe stort in duie. Ek is ontsteld, ek is teleurgesteld, totdat ek besef het, nie my wil nie, Here, U wil. Here, hoekom het dit nie uitgewerk soos wat ek beplan het nie? Het U nie 'n beter iets in gedagte nie? En later het ek nie meer my planne gemaak nie, en sê ek, Here, wat wil U? En saam met hom kan ek sê, Here, dit is in my hart, maar dit is nie my wil ek op U forceer nie. Wat sal U hierdeur wil hê? En ek het agtergekom, as ek my wil op die Here forceer, of in 'n situasie forceer, dan kry ek nie die beste wat God vir my in gedagte het nie. Ek gaan altyd wegkom met die tweede beste. En ek gaan nie die vrede hê wat ek moet hê nie, en ek is nie die vreugde nie. So dit kos vir my 'n prys, dit vra van my elke keer om terug te staan en te sê, Here, U wil. U wil. Ek moes nou, daar's iets in my hart, ek gaan nie vir julle sê wat is in my hart nie, want ek praat met die Here daaroor. En toe kom 'n ander persoon, en dit stem ooreen met wat in my hart is. En daai persoon is gereed om dit te gaan doen. En ek het net iewers het die Here vir my gesê, nee, wag jy eers, want ek het nog nie die right way by die Here gekry om dit te gaan doen nie. En die Here gebruik 'n ander maat om vir my net 'n SMS te stuur en te sê, moenie gaan vir Ismael nie, maar wag vir Isak. Moenie gaan vir die tweede beste nie, wag vir dit wat in God se hart is vir jou. En dit vat elke dag moet ons keuses maak, want ons kan maklik deur mense gelei word, maar God wil vir ons lei. Hy wil vir ons lei in die weg wat hy klaar vir ons voorberei het. God weet die weg wat elkeen van ons moet stap. Hy het dit voorberei, en as ons sy hand vat, en hy lei vir ons, nie ek lei vir hom nie, hy lei vir ons, dan gaan ons begin wandel in die weg wat God vir ons klaar voorberei het. As jy daar kom, dan weet jy die Here is klaar hier. As jy daar kom, dan weet jy, hy het die mense voorberei.
Ek het nou in die laaste tyd, ek gaan nog afdwaal van myself in die rede val. Ek het gesien, daar was goed in my hart, ek sê, Here, maak vir ons deure oop, ons wil die woord bedien, maar dit was nie die regte tyd nie, en die Here het begin deure oopmaak, nou die laaste 2 maande, en as ek daar kom, is plekke waar ek gereeld beweeg het, maar ek het dit nog nie gesien nie, dit was nog nie tyd nie, en toe ek daar kom, toe sit die mense daar, en God sit in hulle harte, 'n verwagting geskep. Hulle sit daar en hulle is honger, hulle sit daar en hulle ontvang die woord wat God vir hulle kom gee, en daar's lewe. So wag op die Here, en jy sal ondervind dat dit goed is. Ja. As ons kinders van die Here word, dan verwag ons baie keer dat nou gaan mense vir ons ontvang, maar baie keer word jy nie ontvang soos wat jy gedink het, hulle gaan jou goed ontvang nie, maar hulle gaan jou haat. Lukas 6 vers 22 en 23 sê, geseënd is julle wanneer die mense julle haat, wanneer hulle julle verstoot en uitskel, en julle naam vermy soos iets wat sleg is. Ewe skielik dink jy, maar ek het aan die Here aangeneem, hoekom tree die mense dan nou so op? Want jou pelle, die oomblik, as jy nie meer die dinge saam met hulle doen nie, of saam lag met mense oor grappe nie, daai oomblik maak jy hulle ongemaklik. Jy is ongewild. Dit is deel van die prys wat jy moet betaal. Is jy bereid om dat hulle sê, maar ek gaan nie meer vir Desnoy na die party toe nie, want sy maak ons 'n bietjie ongemaklik. Maar jy wil mos daar wees. Waar wil jy wees? Wil jy wees waar Christus is, waar hy wil hê jy moet wees? Of wil jy nog hunker na die lekkerte van die wêreld? En dit is nie altyd lekker in 'n mens se gesin en jou familie, jy ervaar vervolging. Maar as jy bereid om die pad ter wille van Christus te loop, 'n kind van die Here het 'n spesifieke belydenis. Die disippels het vir Jesus toe gekom en gesê, die mense sê is Elia, sommige sê is Johannes die Doper, sommige sê is dalk een van die profete. En toe vra Jesus vir hulle, wie sê jy is ek? En jy kan teruggaan en jy kan 'n pad begin loop met die Here, maar jy gaan altyd miskien sê, daar op die watervalkamp het ek dit geleer, en my groepieleier was so, en daai sussie is so, en daai een. Wie is Jesus vir jou? En jou wandel saam met Jesus gaan meer, as jy met Jesus wandel, dan gaan Jesus vir jou nog iets meer word, nog iets meer. Jy ervaar hom anderste. As jy kom op 'n punt in jou lewe, wat jy sê, Here, ek het nou nie raad nie, gee vir my raad asseblief, dan kan jy op 'n punt, dan en Jesus kom gee vir jou raad, dan kan jy sê, hy is my raadgewer. As jy alleen is, soos wat ek alleen is, dan, en ek weet, jy het mos baie keer iemand net hier aan jou sy nodig, en ek kan regtig sê vir julle, Jesus is my man, Jesus is my helper, Jesus is my voorsiener, want ek kan nie hardloop na my ma toe of my suster sê, ek moet dit vir my kar kry, ek moet daai vir my kar kry nie, want ek het vir Jesus gekies. En nou as ek iets nodig het, dan vra ek Jesus, u weet, u is bekend met my behoefte. Ek wil nie gaan rondhardloop na die en daai toe nie. Wil u nie vir my kom voorsien nie. En my man, my voorsiener, werk miskien in iemand se hart, om te sê, gee vir haar. En as ek het ontvang, dan weet ek, dis nie van Anna of van wie ook Sanna nie, dis die Here wat my raak gesien het, wat my behoefte raak gesien het. Soos wat jy met hom wandel, gaan jy meer areas van hom ontdek. Hy gaan veel meer word. Johannes die Doper het gesê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En toe sê hy moet meer word, en ek moet minder word. En 'n disipel in 'n disipel se lewe, word Jesus al hoe meer.
jy word al hoe minder. En dan kan mense sê, ek sien die beeld van Christus in jou manier van optree, in jou wat jy sê. Want dit gaan nie meer oor my wil nie, dit gaan oor Jesus se wil. So, hy moet meer raak in ons lewe. Ek wil myself nou, wie sê julle is ek? Ja, in die wêreld, daar buitekant, word ons, ek het net ook daarvan gepraat, maar baie keer is mense, sê negatiewe goed van jou, omdat jy goed doen. Hulle kan nie fout vind nie, maar nogtans wys hulle vinger na jou toe. Of mense is net, sommer een keer het iemand vir my gesê, sy het eers 'n klompie goed gesê, ek is in 'n huis, en sy is ook in die huis, en ek hoor alles wat sy sê, ons is alleen in die huis. En sy sê 'n klomp negatiewe goed. En ek het nog in die bed gelê, ek sit daar in die bed, en die eerste reaksie in my was 'n vleesreaksie wat wil opspring, en ingaan, en gaan sê, maar dit en dit. En Jesus binne in my sê vir my, nee. En ek sit daar op die bed en ek vra, Here, hoe moet ek dit hanteer? En hy gee vir my sy woord, wat ek nog nooit tot op daai punt gelees het nie. En in 2 Korintiërs 6 vers 7 staan, dat hy sê, jou wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. En soos ek daar sit en ek wou opstandig raak, sê ek vir Here, wat is u wil? Hoe sou u wil hê ek moet optree? En in myself het ek gevoel, ek het nie die krag, jy is gewoon bewerig. Ek kan nie, maar hy kan in my. En soos wat ek daar in die huis beweeg het Jesus vir my gehelp, om nie vir haar te gaan konfronteer nie, maar om vir haar lief te wees, om soos 'n kind van die Here te gaan optree. En 'n paar dae later bel sy vir my en sê, ek weet nie wat dit is nie, maar ek kan jou nie hanteer nie. Jy het nog nooit iets vir my verkeerd gedoen nie, maar ek kan jou nie hanteer nie. En ek het net geweet, dit is nie ek nie, dit is Christus in my. En ek het net vir haar gesê, sussie, ek is vir jou lief, ek bid vir jou. Want ons moet ook sien, daar's 'n vyand in die ander persoon. Dit is nie die mensie, dit is 'n oorlog in die geesteswêreld. Dit is nie 'n fisiese stryd nie. En ons moet die vyand sien, wat nie hou daarvan dat jy 'n kind van God is nie. Partykeer bly jy stil. En die Here wil hê, jy moet vir iemand bemoedig, jy moet opstaan vir sy naam, en jy bly stil. Oom Pieter sê altyd, of hy maak altyd die voorbeeld, en ek hou daarvan. Miskien sit daar iemand hier, met 'n slot, met 'n vraag in die hart, 'n slot wat toe is, en jy het daai sleuteltjie. Jou getuienis is daai sleuteltjie om daai slotjie te kan oopsluit. Nie? En as jy stil bly, ontneem jy iemand van om vry te kom, om die antwoord op die vraag te kry. Jy ontneem hulle van seën. Maar ek wil ook vir jou sê, en vir myself sê, onthou, jou sleuteltjie hoef nie al die slootjies oop te sluit nie. Want baie keer wil ons ook nie stil bly dat die Here self praat of iemand anders praat nie. Dan wil ons altyd sê, want ek dink ek moet iemand verander. En dit werk ook nie so nie. Wag op die Here en hoor, wat sê hy? Wanneer moet jy praat? Wanneer moet jy nie praat nie? Want dit gaan in elk geval net oor hom en oor sy eer. Ek het hier geskryf, die woord van die Here sê, dit is hy wat mense se harte oopmaak, ontvanklik maak om die woord te ontvang. My man moet net regkom, ek gooi hom met die woord, my kinders moet regkom. Maar vra die Here, maak hulle harte oop. En soos wat jy vir die Here vra, sal hy ook vir jou nie net die woord gee nie, hy gaan vir jou 'n hart van ware omgee gee, om te kan deel met jou man en jou kinders, 'n hart van liefde gee om te kan gaan deel, en dan kom jy nie so oor nie, maar jy kom en jy omarm hulle.
Hulle ervaar Jesus se liefde daardeur. Dat die mense wat nog nie die gees van God het nie, kan nie verstaan die dinge van die gees nie. So die Here moet hulle harte oopmaak, sodat hulle die gees dinge kan ontvang. En net hy alleen kan hulle oortuig van hulle sonde. Jy sien die God raak, ons sien ons vinnig iemand anders sonde raak. Ons sien nie so gauw, die speeltjie, die woord is ook mos 'n speel, wat inkyk en sê, joh, daar is die goedjies. Maar ons speel so maklik en sien jy waar hulle jou voete? Sien jy waar hulle jou voete? Laat dit toe aan die gees van die Here. Net as die Here vir jou regtig sê, gaan praat met daai sussie of boetie. Ek sê vir my groepie ook, wat ek gewoonlik doen, as die Here iemand op my hart lê, wat nie reg doen nie, dan gaan praat ek eers met die Here. Dan sê ek, Here, wys vir my, wat is daar? Hoe moet ek dit sê? Skep vir my 'n geleentheid. Here, hoe lyk my eie hart? Is daar nie oordeel in my hart nie? Is dit wat ek sien nie? Nog omring met my eie goedjies nie. En die Here berei my hart voor, hy berei daai persoon se hart voor, en nou kan ek gaan deel met daai persoon. En weet julle, dan ontvang hulle jou, want dit is God se liefde wat dan deurkom, wat sê, God is vir jou so lief. Dit is nie vir hom lekker om te sien as daai ding nog in jou lewe is nie. Hy wil werk daaraan, hy wil hê dit moet wegkom. Goed, kyk, wat is ons volgende? Ja, en die Here stuur vir ons baie keer. Die opdrag van die Here is, ons moet gaan en ons moet disippels gaan maak van alle nasies. En dan sê hy, ons moet Jerusalem, Judea, Samaria, die uithoeke van die aarde. As iemand nie met jou gedeel het oor Jesus Christus nie, dan sou jy dalk nie geweet het nie. As daar nie mense is wat gehoorsaam was nie, daar's mense waar jy nou huis toe na toe gaan, nie, Boeta? Jy gaan huis toe. Dit wat die Here vir jou gesê het, hulle weet miskien glad nie daarvan nie. Hulle sit in kerke waar daar dalk valse leringe is, en die Here het iets vir jou oopgemaak. Jy moet gaan vertel, jy moet gaan getuig, jy moet vir hulle die brood van die lewe bring, want God se hart is dat almal gered moet word. En as God met jou praat, iemand in my groepie het gesê, ek weet die Here wil ek moet gaan. Hy sal vir jou daarin lei, maar ons moet gehoorsaam wees. Ons moet hom ten volle vertrou. As hy vir jou roep, dan sal God jou bekwam en hy sal voorsien om vir jou te stuur in die wêreld in. 'n Tannie, daar is jou geld. 'n disipel van die Here. Wat van jou geld behoort aan die Here? Watter deel van jou geld? 'n tiende. Die een tannie op die plaas, ek kom by haar, is my eerste besoek daar gewees. Ek vra vir tannie, hoe gaan dit met tannie se verhouding met die Here? Sy sê, ek en my man kom in die kerk nie, want om nou kerk te gaan elke week moet ek my tiende gaan gee. En ons het nie ons tiende sê. Nee, maar ek wil vir julle sê, die Here soek nie jou tiende nie. Is dit goeie nuus? Hy soek nie jou tiende nie. Hy soek alles van jou. Nee, hy wil alles hê. Hier het ek my weekse loon, of my 2-weeklikse loon. Jesus, eers vir hom sê, dankie vir hierdie geldjie wat hy vir my gegee het. Here, wat is u wil met hierdie geldjie? Hy maak vir ons rentmeesters. Ons moet verantwoordelik wees met alles wat ons van hom ontvang. Geld, ons kinders, ons besittings, alles wat ons het. Of daar mense is wat onder jou werk, of daar 'n disipelskapgroepie is, jy is verantwoordelik teenoor hulle. Here, hoe moet ek dit hanteer? En soos ons het gister het van Here gepraat van die vooraf benadeelde gemeenskappe, nie? En baie keer die apartheid en goed het gemaak dat ons net heeltyd so staan. En dan het ons nooit ietsie, want ons staan so en ons vat dit. Ons staan so en ons vat dit. Daar's niks oor nie. Jesus maak
dat ons nie net meer so staan nie. Jesus maak dat ons sê, as hy vir ons op ons hart lê, om te deel. En dan sê jy, maar Here, die persoon behoort nie by ons bediening nie. Dan sê jy, die Here vir jou, die ene kry swaar. Vat vir 'n stukkie brood. Jy weet mos, die man sorg nie. Kyk, sien jy hoe lei die kinders honger. En God werk in jou hart. En hy sit in jou hart te las om uit te reik na 'n ander tannie toe. Nie net met jou geld of jou besittings nie, jou oor, jou tyd. Kan ek nie na jou kindjie kyk, dan kan jy 'n slaggie by die dorp ook uitkom, want ek sien, jy kan nie met hierdie kindertjies by die dorp uitkom nie. God soek alles van ons, maar jy sal ervaar, wanneer die Here jou vry maak, om te kan gee, watter groot seëning is dit vir jouself. Daar kom 'n tyd wat jy voel, Here, ek wil dit hier in my hand en ek wil dit gee, want die ervaring van gee, en om te sien wat God in iemand anders se lewe maak. As jy by iemand kom, en jy gee hierdie sak rosary wat die Here in jou hart gelê het, en die persoon sê, Nashville sê, ek het so vir die Here gevra, om vir my iets in te stuur. Watter groter beloning is daar, as jy gehoorsaam was in die Here? En die Here sorg vir sy kinders. As jy nie het nie, hy sal vir jou sorg. En self al het jy min, dan gaan hy nog altyd, hy is ook genoeg vir ons. Nee? 'n disipel, 'n kind van die Here, is heeltyd 'n leerder. Jy leer en jy leer en jy leer. En God gee vir ons sy woord, om te leer. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê vir ons, dat die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou moet ek nou eers vir myself kom kyk, waar is, die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde, om vir ons te help, hy moet vir ons leer, hy moet vir ons help om dwaalleringe te bestry, verkeerde dinge in ons lewe reg te stel, en hy bekwam vir ons. As hy vir jou taak opgelê het, dan rus hy vir jou toe deur sy woord. Dit is die kosbaarste besitting wat ons kan hê, want hier leer ons van God. Ons moet vir die Here vra, om vir ons 'n tyd te gee vir sy woord. Daar is seker goed wat ek nou vir die Here gevra het, seker goed wat ek nog net uit ander mense se monde uit gehoor het, en as iemand anders miskien gepreek het daaroor. En toe sê ek vir die Here, Here, wys U nou self vir my in U woord. Maar breek U woord self vir my oop, dat ek dit kan verstaan, uit U eie hart uit. So, ek wil vir julle vra, moenie net gaan agteroor sit, in 'n lesing, in 'n kerk of 'n bediening, iemand anders bring die woord, en jy raak net gevoed met die woord nie. Gaan sit self, en vra vir die Here, Here, hier is ek is 'n gewone mens, ek is nie eers geleerd of wat nie, maar die volheid van die Gees woon in my, leer vir my aangaande U woord. Wie is U? Ek het nou die dag vir Jona gelees, en ek is so opgewonde oor God. Ek is so opgewonde oor God, en sy hart vir die vyand, vir die persoon wat ons niks mee te doen wil hê nie. En ook vir ons, alles ons ongehoorsaam, en ons roep uit na die Here, soos Jona geroep het die Here hom gered, daar in die diep waters. En ek begin dit anders te verstaan, maar hierdie woord moet in jou lewe toegepas word. Ek gaan die volgende enetjie is nou, dat ek kom maar eers, ek gaan nou nie terug op my eie previous een. Daar. Hy moet ingeoefen word in jou lewe. Dit baat nie ons loop so, en ons ken die hele woord. Daar is baie mense, jy kan nie deurdring tot hulle nie. Hulle is so vol, die woord sê ons opgepof van hierdie woord. Hulle is vol van die woord. Jy drang nie deur tot hulle nie. Die Gees van God kan nie
deurdring tot hulle nie, want dit is so vol, maar nog min hier in hulle hart, min in hulle lewe, min toegepas. En God roep vir ons, dat sy woord in ons lewe, daaglikse lewe, toegepas moet word. Vandaar, ek is nou, jy moet nog vir my help. Ek het net myself, hy moet nog 'n bietjie vorentoe gaan, of agtertoe gaan. Ja, terug gaan, ja. Voorbeeld, daar enetjie wat nou kom, ja. Jesus het gesê, hy het aan ons die voorbeeld gestel, hy het voete gewas van sy disippels, so sê Jesus, ek het vir julle die voorbeeld gestel, Johannes 13 vers 15, en soos ek vir julle die voorbeeld gestel het, moet julle dit ook doen. Nee? So daar is iemand wat vir ons die voorbeeld gestel het, en dan sê Paulus, is nou vir hierdie mannetjie wat nou agteraan kom, hy sê, volg my, soos wat ek vir Jesus volg. En as jy dit sê, dan moet jy daar om die pad loop. Wat het die Here gesê van die disippels? Hy sê, julle moet doen wat hulle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie. En ons sê dit baie keer ook, my kind, jy weet wat is die regte ding om te doen. Doen die regte ding, maar ek doen nie die regte ding nie. Jy kan nie vir jou kind sê, doen die regte ding en jy doen dit nie. Jou kind sien wat jy doen. Die wêreld daar buite sien wat jy doen. Hulle hoor nie wat jy sê nie. Kyk gou daar, wat 'n boodskap staan hier onder? En daarbo, wat een sien jy die beste? Baie van die kinders van die Here lyk soos die onderste een. Jou lewe is vuil. Die voorbeeld wat jy stel is vuil. Weet jy wat sê die wêreld daar buitekant? Ek wil nie soos hulle wees nie. Ons maak dat mense afskeid in die Here het. As ons sê dat ons sy kinders is. En ek sê vir my kind, die Here is lief vir jou. Maar hy het nog niks. Hy sê papa loop kerk. Papa is elke aand in die bediening. Nee, en as die kerkmense kom as papa heilig. Maar hy sê papa se lewe. Hy hoor nie die boodskap wat papa sê nie. En die Here wil hê ons moet ons lewe skoon maak. Ons moet gereinig word. Ons moet geheilig word. Sodat die wêreld die boodskap kan hoor. Klag het daar enetjie. Ek gaan snel by klaar maak. Eintlik kan ons nie die pad van die Here gaan loop of met mense gaan bedien as ons nie eers met die Here gepraat het oor hulle nie. Want dan span ons die perde voor die kar voor die perde in. Bid eers en vra vir die Here, wat is sy wil? Here, berei die weg voor. Baie van ons is dalk die eerste een in jou familie wat gered is, of wat werklik 'n full salvation gekry het, 'n ware bekering, 'n ware wedergeboorte. En die Here roep vir jou om in die gaping te staan van jou familie. Jy is die een wat moet bid dat jou familie gered moet word. Jy gaan dit miskien nie met woorde reg kry nie. Begin op jou knieë en praat met die Here en sê, Here, van waar af lyk ons familie so? Dis 'n bose kringloop in ons familie. My familie is almal dronklappe. Dis net buiteegtelike kinders. Dit is net daai. Here, ek staan in die gaping en ek kom in die naam van die Here Jesus Christus en ek wil vra, Here, kom breek daardie bose siklus. Jy staan in die gap van jou familie. Is jy bereid om in die gap te staan? Want as jy begin bid vir jou familie, gaan jy begin anders optree teenoor jou familie. Dan gaan God begin jou hart verander en dan gaan jy begin sien wat God kan doen. Moenie opgee op mense nie. Ons sê baie keer
Ek weet, ek is self skuldig wat ek al gesê het en dan moes ek vir die Here vergifnis vra. Daai ou is daar geen salf aan te smeer nie. Hy wil so wees. Jy skryf hom af. Maar jy kom in die naam van die Here voor die Here en sê, Here, dit is nie u wil dat hy so moet wees nie. Al besef hy dit nie, en al wil hy nog so wees, kom staan ek in die gaping. Here, maak sy oë oop, dat hy kan sien, dat u 'n droom of 'n plan vir sy lewe het. En ek het al gesien, hoe die Here in mense se lewe ingryp, as gevolg van gebed. Is jy so lief vir jou familie? Is jy so lief vir jou vriende? Is jy so lief vir jou vyande, dat jy vir hulle sal begin intree? Hier's baie van ons wat oortreders het, mense wat vir jou goed aangedoen het, vir wie jy haat. Jesus kom en verander jou hart. Is jy al op 'n punt waar jy vir hulle kan begin bid? Want jy wil mos nie vir hulle bid nie. Ek het al gesê, Here, ek wil nie bid vir die persoon nie. Maar Here, U wil, ek moet, Here, help vir my, verander my hart. En dan kan jy die seën van die Here begin bid teenoor jou oortreders. En dieselfde is vir ons land. Ons land se regering. Begin bid vir Malema. Jy gaan begin sien, ek het nou die dag vir hom gesien op die TV. Mense praat so negatief en miskien maak hy dit ook so dat mense negatief moet praat. Maar die Here het vir my nou die dag gewys, hy is vir my ook belangrik. Ek is vir hom ook lief. Hy moet ook gered word. As ons regering vervloek, veroordeel, dan kom dit op ons ook neer. As ons begin seën, Here, seën hulle, uit 'n opregte hart, Here, bid ek die seëning, dan gaan die seëninge na ons toe ook kom. Maar ons vervloek. Laat dit vandag begin 'n ander gesindheid in ons harte wees. Ek wil vir julle net daai fotootjie wys. Dit is maar net op my hart. Daar is 'n tannie. Julle kan nou nie so mooi sien nie. Tannie Anna, ek weet nie of julle vir Tannie Anna ken nie. Sy was baie keer op ons kampe en sy het nie bene nie. En sy sit daar in 'n huisie. Sy kan miskien nie waartoe gaan, Zambia, Zimbabwe, waar om te gaan uitreik nie. Haar hart is dat God mense moet red. Maar die Here kom, daar sit sy op haar bedjie in 'n huisie. Sy kan nie self iewers kom nie. Maar die Here het op haar hart gesit om daar in te tree vir haar mensies wat daar bly. Op daai plaas lyk dit naweke en sommer elke dag is vuil daar, so Sodom en Gomorra. Dis verskriklik. Maar weet julle, die Here gebruik vir Tannie Anna op daai plaas. Sy sit op haar bed, sy sien alles raak en sy praat met die Here. As jy daar in 'n huisie kom, en jy vra Tannie Anna, hoe gaan dit? En sy sê, die Here is goed. Maar sy sê nie net dit, want ons kan almal net sommer vinnig sê, die Here is goed, dit raak klisjées. Maar dan het sy 'n woord vir jou. As jy in 'n huisie kom, dan sal jy altyd 'n klompie afvlerk mensies daar kry. Kindertjies, mense wat uitgeskop is van die plase, mense is almal seer kry mensies. En sy sit daar en sy praat vir hulle moed in. Sy vervul haar roeping. Sy maak disippels van hulle, sy leer vir hulle. En die Here het haar dogter, is nou nie daar op nie, vir wie sy ook baie gebid het, sy lewe kom red. Daar is 'n vroutjie wat by haar gebly het, wat oorlede is nou. En sy het so gehuil voor die Here vir daai vroutjie ook. En sy het soveel input gegee, soveel gedeel met die vroutjie. En voor sy gesterf het ons geweet, sy het in 'n verhouding met die Here ingekom. Die Here het vir Tannie Anna gebruik in haar, op haar bed waar sy is. Daar sit sy op haar bed, Annegret, daar by haar. En die Anna is vandag hier, sy is Vrydag aand toe ons hier op die kampus is sy oorlede. Sy is hemel toe, na Jesus toe. Ek weet haar verlange was om weer te kan stap, maar sy het nie bene nie. Ek weet daar by Jesus hardloop sy sommer.
Ek weet haar hart is bly. Want al kon sy nie in daai land en daai land en daar wees nie, maar daar was sy gebly het. Daar het sy verskil gemaak. Daar kon jy kom en jy kon gevoed word by Auntie Anna. Jy kon geestelik gevoed word. Dan sit sy in daai huisie, dan is daar nie kos nie. En sy bid en vra, Here, stuur vir my in. En die Here kom en hy stuur vir haar in. En dan sit allerlei afvlerkie mense daar. En dan gee sy vir almal. Sy sou nie vir haar net alles opgeberg het nie. Sy deel weer uit. Sy het 'n verskil gemaak. En Jesus wil hê, jy moet gaan. En jy moet 'n verskil gaan maak. Laat mense daar buite waar jy is en beweeg, dat hulle Jesus ervaar. Dat hulle sal besef, Jesus is hy's reëel, hy's 'n werklikheid, hy's verreg as hulle met jou te doen het. Partykeer loop jy met 'n pad met mense en om disippels te maak is, ek loop 'n pad met mense, hulle stel te leer, hulle doen nie wat jy alles vir hulle sê nie. Maar is jy nie dieselfde nie? Stel jy ook nie maar te leer nie? Is God nie bereid om met jou die pad te bly loop nie? En ek wil vir julle aanmoedig, ek het nou net vir Tannie ook gesê, vat net hierdie dogter onder u arm. Versorg mekaar geestelik. Dit is so belangrik dat ons op die plase groepe moet hê, wat ons mekaar kan aanmoedig. Ek gaan nou hiermee afsluit, 'n sussie op die in een van ons groepies, sy kom en sy is ongelukkig en sy is hartseer, sy sê, maar my skoonma weier om vir my te groet. My skoonma groet nie vir my nie, ek kom en ek groet vir haar, en sy sê, die liefde van die Here is so in haar hart, maar sy wil uitreik na die skoonma, en in die groep het ons saam met haar gebid, en ons het vir haar net aangemoedig, gaan doen jy wat God wil hê jy moet doen. En later toe kon sy sê, later het sy net gesê, dat die Here het daai tannie se hart verander. Ok, kom ons wees rustig. Die Here het die tannie se hart verander, en die tannie se gesindheid. Is reg, sussie? En vandag word daai selfde tannie ook begrawe. Maar 'n kind van die Here was gehoorsaam. En daai kind van die Here se gehoorsaamheid het gemaak dat die Here ook die gesindheid van daai tannie verander het. Kom ons gaan maak 'n verskil. Kom ons het Jesus se hart, wat ons sê, niemand moet verlore gaan nie, want hy wil hê dat niemand moet verlore gaan nie. Kom, ons maak 'n verskil daar buite. Kom ons sluit ons oë. Jesus, baie, baie dankie, dat u na ons toe gekom het, en u het nie net 'n verskil gemaak, u het ons hele lewe kom omkeer. U het vir ons lig kom gee, u het vir ons lewe kom gee. En Here, nou stuur u vir ons uit, en u sê vir ons, gaan wees julle die lig van die wêreld, gaan wees julle die sout van die aarde, gaan maak julle 'n verskil. Maar dankie Here, dat dit wat u van ons vra, hoef ons nie uit ons eie uit te doen nie, want u is binne in ons, en u wat in ons is groter en sterker as die duiwel in die wêreld, daar buite. Help vir ons om aan u gehoorsaam te wees. Here, ons wil bid dat ons elke kind gehoorsaam sal wees, sodat u kan kom, sodat die wêreld kan weet, sodat niemand kan sê, ons het nie geweet nie. Here, ons sien uit na u koms, maar ons wil ook hê, dat ons mense gered moet word. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam, met danksegging. Amen.